Hartlike goeiedag. Nou dis 'n voorreg om vandag weer met jou 'n stukkie waarheid uit die woord van die Here te deel. Daar in Lukas 15 vanaf vers 1 tot 10 vertel Jesus twee gelykenisse, die een oor die verlore skaap en die ander oor die verlore muntstuk. En in die verhaal bring hy twee redelike teenstrydige karakters ter sprake, naamlik sondaars en engele. Dis wat ek vandag oor wil praat, die tema oor sondaars en engele. Kom ons lees dit eers Lukas 15 vers 1 en 2. Daar staan die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Daar is 'n paar sulke vermeldings in die evangelies, dat sondaars en tollenaars graag na Jesus toe gekom en dat hy hulle vrylik ontvang en met hulle gemeng het. Sondaars was beskou as mense wie se lewe nie reg was met God nie, en tollenaars was deur die Jode beskou as nog 'n vlak laer of verder verwyder van God as die sondaars. Dit word vir my al wonderliker en meer fascinerend dat hierdie soort mense oënskynlik na Jesus toe aangetrek is en dat hy gemaklik met hulle omgegaan het. Die kerk het duidelik nie dieselfde bekoring vir sondaars as wat Jesus gehad het nie. Waarskynlik is dit omdat ons nie dieselfde oor hulle voel nie en ook nie heeltemal snap dat Jesus juis vir sondige, slegte en verlore mense gesterf het nie. Sy liefde vir verlore gaande sondaars is by ons meestal baie onvolkome. Hierdie sosialisering van 'n rabbi of 'n profeet met die sogenaamde onheiliges was vir die godsdienstige leiers van sy tyd 'n doring in die vlees. Meer as een keer het hulle ontevredenheid daaroor te kenne gegee, soos ook in vandag se skrifgedeelte waar hulle sê hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Dis teen hierdie agtergrond dat Jesus die twee gelykenisse vertel van die verlore skaap en die verlore muntstuk. Dan sê hy vir die fariseërs in vers 10 hierdie woorde, en hierop wil ek fokus vandag en in die volgende paar weke. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Terwyl julle kla en beswaar maak omdat ek met sondaars meng, juig die engele in die hemele oor net een sondaar wat hom of haar bekeer. Jesus vergelyk die blydskap van 'n herder wat een verlore skaap terugvind en die van 'n vrou wat haar verlore muntstuk opgespoor het met die vreugde van die engele in die hemel oor een sondaar wat tot bekering kom. Blydskap onder die engele van God. Kan jy dit indink? Ja, ook engele het emosies. Die feit dat hulle gees is, beteken nie dat hulle nie 'n wil en emosies het nie. Engele is magtige wesens met bo-menslike kennis en vermoëns. Ons lees nie dikwels dat engele blydskap ervaar nie. Trouwens, een van die enigste kere wanneer ons lees dat hulle in verwondering en blydskap gejubel het, is in Job 38 vers 7. Volgens God se woorde aan Job het dit gebeur toe hierdie hemelwesens sy onmeetlike mag en majesteit in die skepping van die heelal beskou het. Kan jy jou dit indink? Eers was daar net God, niks anders nie. Volgens die woord het hy iewers in die verre verlede, voordat die heelal geskape is, hierdie geestelike wesens, die engele gemaak. Vir hoe lank het hulle saam met God bestaan? Dit weet ons nie. En toe eendag het God die heelal begin skep, uit niks. Deur net 'n woord te spreek, het hy melkweë en sonnestelsels, planete en ook ons aarde geskep, uit niks. Hy het gepraat, net gepraat. Dit was so onbeskryflik heerlik en wonderlik, dat die engele in verwondering gejubel en gejuig het. Nou, sê Jesus, daar is nog iets, wat dieselfde effek op hierdie magtige wesens het. Iets wat hulle met blydskap en verwondering vervul. En dit is wanneer net een sondaar hom of haar tot God bekeer. Kan ek jou nou vra, het jy al die engele van God rede gegee om oor jou te juig?
Kom ons gaan saam bid. Here, wat 'n verootmoedigende gedagte, dat my bekering engele laat juig het. Amen. Tot volgende keer, gesels ons weer.